Right, die dikste trekker op Nampo 2025 John Deere 9RX 830. Hy is 'n klein huisie vol perre, nee. Kyk al. Hy het 'n breë bonnet nodig om al daai goed te bære. Ek praat met hy gaan my meer vertel wat gaan hierdie trekker, hoe sy aan mekaar gesit, die hele lot, dit is 'n monster. Hy nie like dit. Vir die André. Nee, wat doodstil rustig. Okay, so ek dink is 'n understatement om te sê hier's 'n dik trekker wat hier agter jou staan, hè. Grootste trekker op Nampo en in landbouindustrie. Sê vir my 830, nou kyk. Hulle sê jy kan nooit genoeg krag hê nie, maar is hierdie nie 'n bietjie te baie nie. Dis nooit genoeg nie, André. Ek dink ons is as John Deere is ons altyd besig om vooruit te gaan en beter te doen en kyk hoe ver kan ons dit vat. En dit is wat ons doen met die nuwe 9RX reeks trekkers. Ons het ons huidige 9RX reeks trekkers tot op die 640. Maar ons het besluit om te gaan op 710, 770 en dan ook 830 om te kyk wat se groot implemente ons kan trek om die produktief baie beter te maak. So, jy wil net vir my letterlik sê daar waar die ander ouens eindig, daar begin julle, nê. Ons begin daar en ons vat nog 'n bietjie verder, ja. Nou, vertel my gou, hierdie is nie net 'n hoe kan ek sê van jou ou 9RX af Evolution nie, dis 'n hele nuwe trekker. Nuwe trekker van die grond af opgebou, ons het 'n nuwe engine ingesit, ons het die John Deere JD 18 liter engine ingesit en ons het hom ontwerp vir die landbouapplikasie. So dis 'n Tier 4 engine sonder DEF, so klante wat kyk na brandstofverbruik met 'n ag neem, jy het glad nie DEF of AdBlue nodig nie, sien nog klaar daai besparing. Ons emissie is van so 'n aard dat jy dit kan afhou op daai Tier 4 engine met gewone brandstof of gewone diesel wat beskikbaar is in Suid-Afrika vir ons produsente. En dan ook die transmissie, ons op ons huidige 9R het ons die E18 transmissie, hy het nou 'n E21 transmissie wat al die funksionaliteit het om die trekker baie meer sagter te laat werk en hy kan ons trekker ook baie, ons wil sê automate om seker te maak jy gebruik die regte ratte en die regte RPMs. En is ek reg as ek sê dis 'n power shift ratkas, nê? Dis 'n E21 transmission, ja. Dis power shift. Ja. Okay, nou jy het nou klaar gesê 18 liter. As jy gewonder het, nê. Kyk hierdie. Kyk daai stuk engine, nê. Wat daar so onder sit, dat ek het so onkom hierso en uit die aard van die saak uit ek meen so engine kort is bietjie 'n stukkie radiator, nê. Hoe werk julle verkoelingsstelsel hiervoor? Soos ons heiliglik met ons al ons 9000 werk, die konsep werk presies dieselfde. En dan het ons ook soos ek sê, ons het die 18 liter engine ingesit spesifiek vir die landbouapplikasie. So dis nie 'n industriële engine nie, dis 'n landbou engine wat ons ingesit het om seker te maak hy kan die kondisies hanteer. Net so. En okay, kom kyk 'n bietjie wat ek jou wil vra is, nê. Dan kyk as jy nou so 'n stuk monster aan die voorkant het, dan moet ons nou seker maak daar waar hy knak dat ons nie dat hy wegloop met die voorwiele en die agterwiele bly nie, nê. Dis reg. Verduidelik my gou hier agter. So André, jy kan sien het ons het 'n versterker, soos ek sê, ons het 'n basies 'n konsep van die grond af opgebou. Ons het hom versterk, ons het hom swaarder gemaak. So die trekker kan maksimum belaat tot op 38 ton om die krag op die grond te sit, maar ek dink belangriker as dit, soos jy kan sien met ons hidroliese stelsel, so ons produsente het 'n opsie om van 1, 2 of 3 hidroliese pompe te kan kies. Ek wil net vir julle wys, hidroliese stelsel, check out. Ja, daar gaan hy. Hy's nog tot daar so, ja. En jy kry 'n maksimum van 635 liter per minuut op hidrolika uit. Ek dink 'n ander belangrike ding vir ons André is ons het, soos jy kan sien, ons het ons brandstof of ons diesel tank geskuif van agteraf na die onderkant toe om die visibility agter baie beter te maak. En dan die ander ding is ook, soos jy kan sien, hierso belangrike daily checks. Jou diesel het ons afgebring dat jy baie makliker kan volmaak. Ja. Jou airfilter se raad dat jy makliker kan uittrek en weer kan vervang. En dan hier het ons 'n fast full option as jy wil diesel vervang. Daarso diesel kan jy volmaak 2000 liter in 4 minute. So jy kan letterlik 'n pitstop doen met hom. In 4 minute kan jy hom. So dis letterlik op in gaan jy. Dis reg, ja. Okay, ek weet nie of ek myself verbeel nie, nê. Maar as ek kyk na die trek, lyk dit vir my of daai ding baie groter is as wat op die vorige modelle was. Hy is inderdaad, ons trek is baie langer, dit beteken dat ons 'n groter aandrywingwiel nodig. So die aandrywingwiel is 20 cm groter om meer kontak te maak op ons band self. Maar weer eens, die band is groter om seker te maak ons 'n groter oppervlak op die grond te stref om my krag op die grond te sit en om die kompaktering minder te maak. Uitstekend. En dan breedte op hierdie goed, want hoe breed is die treks? So jy kry die opsie vir 'n 30 duim trek en 'n 36 duim trek. Yes. Moes julle
Liewe ouers, wat gaan hier agteraan? So dis ons gewigte, so dis die ekstra belading wat jy kan opsit tot om 38 ton te kry. Hy het soos jy kan sien glad nie 'n lift nie. Ons het besluit net om 'n trekstang op hom te sit. Hy het 'n Cat 5 trekstang op. Alweer eens om hy hydraulieke uit te kry, het jy die opsie vir 6 hydrauliese SUV's wat standaard kom en jy die opsie vir 'n 7 en 'n 8 SUV. Nou, sê gou vir my net voor ons net in die cab klip. Iemand het vir my gesê dat hulle primêr die 830 nou, is eintlik primêr ontwikkel vir grondwerke, Yes. En dit is eintlik overkill vir as ons wil repairs en daai tipe van goeders sleep deur die grond en alles, maar ek neem aan julle het maar sommer gegaan en bou die trekker once sterk genoeg vir alles en as ek nou met 710 perde krag, dis meer as genoeg, ek gaan nooit meer as dit nodig hê. So André, die trekker was ontwerp oorspronklik om te kyk na produktiwiteit. Ons tante in groter dele van Amerika en Kanada wil groter plante sleep, so daar sleep hulle 120 voet saaikaste met 2 saai kiste agterom, so dis om hy gewig te kan gebruik en baie meer produktief te kan wees. Vir die Suid-Afrikaanse mark voel ons gaan grondbewerking gebruik. Ouens wat bietjie dieper wil rit met meer tande, gaan nou die opsie om daai diepte te kan werk en die spoed wat hulle wil werk en die gewenste produktiwiteit te kan uitkry op daai trekker. Uitstekend. Nou kom ons kyk of ons daar in die cab kan inkom, as ons gaan gewoon nog op kyk. Sien, ons timing is dan nie heeltemal te sleg nie. Right, klop jy sommer eerste op. En ek moet sê, dis een van die makliker cabs so ek nou nog ingeklim het, hoor. Verduidelik my gou wat sien ek. So André, basies om vinnig te oorsig te gee op die cab is tegnologie weer eens is vir ons baie belangrik. So ons het soos in ons ander produkte het ons nog steeds die tegnologie binne in hom gesit om seker te maak jy toegang tot die tegnologie en operations en dit vir ons baie belangrik is. So ons al ons data kollekteer. Ons kliënte ons 'n nuwe G5 display in hom gesit, 'n nuwe 7500 receiver op met SFRTK, so al die tegnologie wat in die John Deere kan beskikbaar is beskikbaar in hierdie trekker. En dan ook die sitplek. Die cab is 22% groter as ons huidige 9RX trekkers. So daar's dan plek vir my ook hier. Meer spasie plek vir jou en dan ook die stoel kan ook meer swivel, so jy het 'n 34 grade swivel aan die regterkant. En so jy kan sien jy het baie meer visibility in die agterkant om te kan sien wat op die implemente aangaan. Ja, want ek moet sê daai maak nogal 'n regte verskil dat jy daar kan agteraf sien, Presies dit, ja. En sê gou vir my rygemak en daai tipe van dinge. Fenomenaal. Ons het die cab suspension op hom gesit. Jy het 3 grade freedom soos hulle sê, maar die cab suspension maak 'n groot verskil en op die groter risperband met 'n groter oppervlak tree op die grond maak die rygemak baie makliker op die trekker. Uitstekend. Hein, dankie baie. Great, baie dankie. Right. Dit is Hein hierso van John Deere af op Nampo 2025, ons is dan maar in 2025, dat ek net my bearings hier bymekaar kry. So, daai is die grootste trekker in die wêreld op hierdie stadium, of wat jy kan koop op hierdie stadium. As jy belangstel, linkie bo of onder, en dan skryf jy vir hulle 'n checkie, maklik. Dis nie van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.